Die gemeenskap van Post10 in Postmasburg is in rou, in skok en in verdeeldheid. Wat begin het as 'n gerug het Vrydag aand 28 November verander in 'n harde werklikheid toe 'n 70-jarige gerespekteerde ouderling en sy 38-jarige seun deur Postmasburg polisie gearresteer is in verband met die moord op die 39-jarige man. Vir baie inwoners was hierdie arrestasie lank verwag. Daarvoor die polisie opgetree het stories reeds soos 'n veldbrand versprei. Mense het geweet wie die verdagtes is. Mense het gewag. Mense het gevrees dat geregtigheid dalk nooit sal volg nie. Dit is toe dat plaaslike raadslid Michael Mabilu sy stem dik gemaak het. Op sosiale platforms het hy skerp kritiek teen die plaaslike polisie uitgespreek. Hy het gesê die polisie tree te stadig op dat die gemeenskap verontwaardig is en dat die vertroue tussen inwoners en wetstoepassers besig is om te verbrokkel. Die 39-jarige slagoffer is na bewering op 24 en 25 November aangerand. Hy is ure later hospitaal toe gejaag, maar kon nie sy beserings oorleef nie. Sy dood het 'n seer oopgekrap in 'n gemeenskap wat reeds worstel met geweld, misdaad en onverwerkte trauma. Toe die twee beskuldigdes uiteindelik gearresteer word, het Post10 ontplof van emosie. Sommige het gevoel dat geregtigheid nou sy loop neem. Ander het gevoel dat 'n geliefde pa en 'n seun, albei diep gewortel in die gemeenskap, weggeruk word. Maar dit was eers die hofverskyning op Maandag 1 Desember wat die emosionele temperatuur tot kookpunt laat styg het. Teen 9 uur die oggend was die hofplein reeds vol mans, vroue, jong mense, ouer mense, almal met plakkate. Geen borg. Geregtigheid vir die slagoffer. Ons gemeenskap verdien veiligheid. Die betoging was vreedsaam, maar kragtig. Die verdediging was duidelik ongemaklik. Hulle het aangevoer dat die teenwoordigheid van betogers die hof beïnvloed, dat dit die beskuldigdes se regte bedreig en dat emosie die plek van feite begin inneem. Die staat het egter geen huiwering getoon nie. Hulle sal vir lewenslange tronkstraf vra vir beide beskuldigdes, gegrond op die erns van die voorval. Op dieselfde dag, binne dieselfde gemeenskap, leef twee families nou in twee uiterstes van pyn. By die een huis is daar rou, trane en die voorbereiding van die begrafnis. Die lewe is weg en niks sal ooit weer dieselfde wees nie. Net 'n paar huise verder is daar 'n ander familie ontwortel, geskok en bang. Hulle moet die realiteit in die oë kyk dat 'n vader en 'n broer moontlik die res van hul lewens agter tralies kan deurbring. Hierdie tragedie het nie net 'n lewe geneem nie. Dit het 'n gemeenskap gebreek. In sulke opspraakwekkende hofsaake word die rol van die media onmisbaar. Die Suid-Afrikaanse regspraak maak dit duidelik. Oop howe beskerm die publiek. Transparante verslaggewing beskerm geregtigheid. Geregtelike uitsprake soos Staat versus Mamabolo herinner ons dat die media 'n waghondfunksie het, nie om partye te straf nie, maar om seker te maak dat die publiek sien wat in hul naam gedoen word. Sonder media-insig word sake soos hierdie maklik toegemaak, weggesteek of stilgemaak. Die gemeenskap moet weet. Die gemeenskap het 'n reg om te weet. En die media dra daardie grondwetlike verantwoordelikheid. Die mees ontstellende deel vir baie inwoners is dat een van die beskuldigdes 'n hoogs gerespekteerde ouderling in die gemeenskap is. En tog, die kerkleiers het oor hierdie tragedie stil gebly. In 'n samelewing waar geweld, misdaad, armoede en trauma alledaags geword het, voel baie mense dat kerke toenemend fokus op tiendes, offergawes en die bou van kerkgeboue. Terwyl die harte van gemeenskappe stikkend lê. Waar is die pastorale stem wanneer mense sterf? Waar is die profetiese stem wanneer gemeenskappe bloei? Waar is die geestelike leiding wanneer families uitmekaar skeer? Hierdie tragedie roep kerkleiers terug na hul kernroeping. Om teen onreg te staan, om na pyn te luister en om die gebrokenis te dra. Post10 staan op 'n kruispunt. Aan die een kant lê woede, pyn, verdeeldheid en trauma. Aan die ander kant lê moontlikheid om te genees, om aanspreeklikheid te eis.
om die waarde van elke lewe te herstel en om sterker uit hierdie donker tyd te stap. Maar dit kan net gebeur as mense, leiers, kerke en instellings saam staan, eerlik, moedig en met 'n wil om te verander. Want sonder eenheid wen geweld, sonder waarheid sterf geregtigheid, en sonder 'n stem verloor 'n gemeenskap sy siel. Pos 10 verdien beter, en Pos 10 kan beter bou. Maar eers moet die wond erken word, en eers moet elkeen die waarheid in die oë kyk. Die bestuur van TUBF dra beide families op in gebed.